Goeiedag, Garsfontein geloofsfamilie. Wanneer ons oor God praat, oor wie hy is en wat hy is, dan is God as skepper een van die heel eerste goed wat ons sê. Almal van ons word van kleins af geleer dat God het alles gemaak. Ons bely dit Sondag. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Dis een van die eerste goed wat in 'n kinderbybel is, die eerste storie in enige Bybel, hoe God die wêreld en alles daarin gemaak het. En ons ken almal die storie, ons het dit Sondag weer gesien, weer gehoor en gelees, hoe God die wêreld op 'n baie spesifieke manier gemaak het, wat hy eerste gedoen het, hoe die goed so logies op mekaar gevolg het, om die hele wêreld reg te kry, vir dit wat hy laaste gemaak het, die kroon van sy skepping. Dit is natuurlik die mens. In Genesis 2 word dit baie spesiaal beskryf, hoe God klei gevat het, grond gevat het, en die mens gevorm het. Nou, iets wat gevorm is nie 'n massaproduksie nie. Iets wat met die hand gemaak is uniek, is spesiaal. En op 'n paar ander plekke word daar gepraat van die mens as die kroon. Wie is die mens dan dat God aan hom denk, en tog het hy hom net minder gemaak as 'n hemelwese. Een van die mooiste plekke, waar God sy skepping van die mens beskryf, is in Psalm 139. Dawid is hier aan die woord, en ek wonder baie, hoe was Dawid se omstandighede, toe hy hierdie woorde geskryf het? Was hy hier nog 'n skaapwagter gewees, wat iewers in die veld gesit het, omring deur vrede en stilte, en het hy hierdie woorde neergeskryf? Was hy dalk al koning gewees, in 'n besige en eintlik deur mekaar tyd van sy lewe? Het hy hier al 'n groot klomp mense ontmoet, of was sy lewe hier nog redelik klein? Ons weet nie, maar wat ons wel weet, is dat hy gebruik ongelooflike mooi taal, om te beskryf hoe God vir my en vir jou gemaak het. Kom ons lees dit saam uit Psalm 139. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Dan spring ons na vers 13. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Hoe mooi beskryf Dawid hier, hoe die Here ons gemaak het. Die ou vertaling praat van kunstig aan mekaar geweef. Die Here het baie moeite gedoen met elke een van ons, en ons verstaan dit eintlik nog steeds nie. Ek het in hierdie week, toe ek hierdie voorberei het, bietjie gaan nalees oor DNA, en ek het 'n paar ure spandeer om dit deur te lees, en ek moet vir julle sê, ek verstaan nog steeds nie 'n kwart van wat ek gelees het nie. Dis ongelooflik gekompliseerd, maar die mees basiese verstaan van DNA wat ek kon kry, is dat DNA is stringe selle wat aan mekaar geweef is. En ek en jy bestaan uit miljoene en miljoene van hierdie DNA stringe. In hierdie string is alle
kennis en inligting opgeteken. Dit is wat ons mense maak. Dit is wat vir ons leer hoe om enigiets te doen, asem te haal, te groei, te dink, te redeneer, te leef. Ek en jy is geskryf op 'n spesiale manier. En is iets wat ons as mense nie verstaan nie. Eers die afgelope 80 jaar omtrent het mense DNA ontdek. Dit was nog altyd daar. Ons het dit net nie geweet nie. En is ongelooflik hoe hulle elke dag nuwe goed ontdek. Elke dag sien hulle 'n nuwe patroon raak. Sien hulle 'n nuwe wonder raak. As 'n mens hierdie goed lees, al verstaan jy dit nie, dan kan ons nie anders as om te weet hoe ongelooflik groot is ons God nie. Hy het ons geskep en ons verstaan self nie eers hoe het hy dit gedoen nie. Ons mense kan nie ons eie liggame eers eintlik uitdink en verstaan nie. Maar God het. God het ons geskep in 'n taal wat ons nie praat nie. DNA het 4 letters. Nou weer eens, ek weet nie eintlik wat dit beteken nie, maar hierdie 4 letters word in verskillende patrone neergeskryf en dit beteken dan verskillende goed. Ons is gewoond aan 'n alfabet met 26 letters. En as jy hierdie letters rondskuif en jy skryf dit neer, dan bou jy woorde, jy bou sinne, paragrawe, 'n storie. En dis hoe ons DNA is. Hierdie patroon van 4 letters is neergeskryf in ons, in 'n taal wat ons nie verstaan nie. Maar God verstaan dit. As ons breër as die mens dink, en ons dink aan die sterre en die melkweg, die heelal daar buite, dan weet ons baie vinnig, hoe klein is ons, en hoe groot is ons God. As ons Skepper groter is as die heelal, en ons lees dit gaan ons 'n paar miljoen ligjare vat, om tot die einde van die heelal te gaan, ten minste dit wat ons tans dink is die einde. Hoe groot is ons God dan nie? Ons God wat alles van dit gemaak het. In Johannes 1 vers 1 staan dat die Here het alles gemaak. Niks het ontstaan sonder hom nie. Hy is die een wat uit niks uitgeskep het. En daarom ken hy ons. Daarom soos hierdie eerste paar verse van Psalm sê, ken hy jou deur en deur. Hy ken jou gedagtes. Hy weet wat jy gaan doen. Daar is niks wat jy vir hom kan wegsteek nie. Want hy het jou gemaak. As jy iets of iemand maak, dan is daar 'n spesiale band tussen julle. Jy ken daardie ding wat jy gemaak het, baie beter as enigiemand anders. Jy gee om vir daardie ding. Jy vertroetel en versorg en beskerm daardie ding. Hoeveel te meer beskerm en vertroetel en versorg God nie vir ons nie. Ons wat nie net 'n ding en 'n iets is wat hy gemaak het nie. Ons mense wat in God se beeld geskep is. Wat 'n ongelooflike voorreg om deur God almagtig geskep te wees. Ek en jy is in God se beeld gemaak. Amen.